Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar, en vandag kyk ons saam na Numeri 4, en ek titel dit, Elkeen het 'n doel in die Koninkryk van God. Ons lees in hierdie gedeelte van die 3 stamme van die Lewiete, wat elk behoort aan die 3 seuns van Levi, die Kohathite, die Gersoniete en die Merariete. Wat hierdie hoofstuk ons leer, is 'n paar dinge waarvan die belangrikste dalk die volgende is. God berei die volk voor om te kan trek. Met ander woorde, daar moet beweging wees om by die beloofde land en by rus uit te kom, maar met sy teenwoordigheid wat vasgevang is in die tabernakel se allerheiligste. In daardie tyd was dit die woning van God onder sy mense, maar vandag is dit sy kosbare teenwoordigheid in my en jou lewe deur die Heilige Gees. Dit leer ons ook van orde en gehoorsaamheid, en dan laaste, die belangrikheid dat elkeen van ons 'n rol in die koninkryk het van God. En dit moet vind, en dit deeglik moet doen. Volgens Korintiërs 12 vers 18 lees ons die volgende: Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. Hier in hoofstuk 4 word daar weer getel. Dit is asof ons nou al kan aflei waar die boek vir sy naam vandaan kom. Maar die telling van die Lewiete is anders as die van hoofstuk 3. In die vorige hoofstuk was almal getel, vanaf 'n maand oud. Maar in hoofstuk 4 word die wat reg is vir diens getel, en die keer van die ouderdom van 30 tot en met 50. Ek glo dat hierin ook 'n belangrike les vir ons as Christene is. En dit is om seker te maak dat ons werk daarvan maak om die volgende generasie op te lei om met diens aan te gaan. Ons gaan later lees in hoofstuk 8 dat 50 jaar juis die ouderdom is dat die Lewiete dan moet terugstaan. Nie ophou om te dien nie, maar wel om te oorsien en op te lei. Wat verder interessant is dat Jesus juis sy bediening op ouderdom van 30 begin het, en ons weet dat Jesus ook ons hoëpriester is, wat vir ons instaan by die Vader, en ons verder leer deur die woord en die Heilige Gees. Is dit nie wonderlik nie? Ons sien dat God die opdrag gee aan Moses en Aaron, wat die spesifieke rol van elke stam dan is. Die Kohathite moes die mees heiligste items dra, soos die ark van die verbond, en hulle het dit gedoen met uiterste versigtigheid en eerbaarheid, wat wys op die heiligheid van hulle roeping. Ons sien hier dat hulle mag nie selfs eers na die ark of die items self opgeslaan het nie, en hulle mag nie eens daarna gekyk het nie, voor dit opgeslaan was deur die hoëpriesters. Dan kon hulle dit uitgedra het. Die Gersoniete het die gordyne, die bedekkings en die toue bestuur, en die Merariete het die struktuur behartig. Dit was die rame, basisse en die kruisstawe. Hierdie mag dalk nie na die belangrikste taak klink nie, maar dink so hieraan, as hulle dit nie gedoen het nie en geskuif het nie, waar sou die ark en die gordyne dan gehang en gesit gewees het? So ons sien dat elkeen van ons wat dien, ons taak, rol of gawe moet omhels, en doen soos vir God gedoen. Dit is juis wat ons leer in Kolossense 3:23, wat jy ook al doen, werk daaraan met jou hele hart, asof jy dit doen vir die Here, asof jy dit vir die Here werk, nie vir mense nie. Maak nie saak of dit iets is wat in die spotlig is, wat gedoen word, of agter die skerms nie. Wat jy is, want jy is daar geplaas deur God, volgens 1 Korintiërs 12 vers 18. Ons leer in hierdie hoofstuk dat getrouheid is die hart van diensbaarheid. God se gedetailleerde instruksies in Numeri 4 weerspieël sy begeerte vir getroue en doelgerigte diens en diensknegte. Wanneer ons goddelike opdrag aanvaar en met eerbied wandel en in liefde werk, verheerlik ons hom en bou ons sy koninkryk effektief. Mag ons besef dat waar ons ook al gaan, dat ons sy teenwoordigheid saam met ons laat beweeg. Ek en jy gaan bepaal in watter vlak ons getrou gevind gaan word met sy teenwoordigheid. Word getrou gevind in dit wat die Here jou voorgeroep het om te doen. Hoe groot of hoe klein, wys aan 'n verlore wêreld sy heerlikheid, sy seun Jesus Christus. Mooi dag vir julle.